Goeienaand aan elkeen van julle weer en welkom en vanaand kyk ons na God verseël sy volk. God verseël sy volk. En dit is Openbaring 7 en Openbaring 14. Vertel ons van die verseëling van sy volk. En hoe dit gaan belangrik wees want die wêreld se gemors gaan 'n piek bereik. En dan op die piek wat hy gaan bereik, kom die 7 laaste plaag ook nog. En die Here wil ons verseël voor ons daardeur gaan. En dis is met Daniël en sy 3 vriende. Hy het hulle nie gered van daai vuuroond nie, maar hy het hulle deur dit gered. En selfs met die 10 plaae van Egipte, hy het hulle nie weggevat nie, hy het hulle deur dit gevat en hulle verseël. En julle sal sien vanaand dat die verseëling hardop rondom 'n keuse. Ek het 'n bietjie 2 aande terug het ek gepraat oor die keuse van daai versoening en daar's 'n oordeel, maar hierdie hardloop dan weer dieper. As jy dan versoen is met die Here, dan word jy verseël met die Here. En wanneer jy verseël word, dan gaan hy jou beskerm. En dan Psalm 91 word 'n groot werklikheid vir ons. En ek hoop julle kan al Psalm 91 amper uit julle kop uit opsê of daarom 'n gedeelte bietjie herinner wanneer dit nodig raak om Psalm 91 te ken. Nie dat Psalm 91 nie vandag van toepassing is nie, maar baie keer is dit ek dink dan gaan dit ernstig van toepassing raak wanneer die lewe moeilik raak en die wêreld. Want sien Openbaring 14 se tweede helfte, daar op die einde kom jy agter, hier's 2 oeste. Daar's 'n graanoes en 'n druiweoes. En die graanoes verwys na God wat die sekel, Jesus wat die sekel deursit, dit is sy oes, dit is sy mense wat versoen is met hom, en dan het jy 'n tweede oes wat druiweoes is, en die druiweoes word in 'n parskuit gegooi, en die parskuit word getrap, en jy sien die bloed 200 myl ver, en tot by die tome van die perde, en jy sien hierdie vreeslike veroordeling, en dan op die einde van daai parskuit word daar, wat al die gruwels van die wêreld in is, en dit word op die einde uit die simboliek hardloop deur tot by Openbaring 16 wat jy sien is uit die parskuit wat daar geskep word om die pla uit te giet. So jy sien dis direk eweredig aan wat jy doen. God se oordeel is direk eweredig aan wat ons gedoen het. En gelukkig het die Here vir ons part gesterf, die wat dit kies, die wat berou het. As jy nie berou het nie, kan jy nie berou kry nie. Jy weet vergifnis is vir die wat daarvoor vra, maar dis verniet. Dis verniet. En so as jy nie berou het vir jou sondes nie, dan dan gaan daai gedeelte kom. Dis wanneer jy basies God se hele versoening verwerp. Jy verwerp dit. So, voor ons begin, kom ons bid saam. Liewe Heer, waar ons vanaand meer gaan leer van wat U vir ons wou sê in Openbaring 7 en 14 rondom die verseëling en wat dit is en wat is daai teken en alles rondom dit. Vra ek dat U weer eens naby sal kom, asseblief. En stuur U Gees asseblief. En lei ons dan in alle waarheid asseblief. U beloof waar 2 of 3 in U naam teenwoordig is, sal U ook wees en ons nooi U uit vir daardie belofte in Jesus naam. Amen. God seël sy volk onder sy naam. Kom ons maak Openbaring 7 dan oop vanaf vers 1 tot vers 3. En na die dinge het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan. En hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God. En hy het met 'n groot stem geroep na die 4 engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig. Ekskuus tog, jammer, ek vra om skoning. Wie sit ek hier af? Vra om skoning. Goed, ek sal weer. So. Hy is balhoorig. Hy is hardkoppig. En maak sy eie geluide.
Ek gaan weer vers 2 af begin. En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die seël van die lewende God. En hy het met 'n groot stem geroep na die 4 engele wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig. Hoor julle die oordeel? Te beskadig. En gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde verseël het nie. So ons sien hierso is 4 winde wat vasgehou word en ons gaan nou 'n bietjie kyk na natuurlik weer eens aanhalings uit die res van die Bybel wat ook die konsep verduidelik en ook die oordeels verduidelik. En ons gaan sien hoe dit afgespeel het in die Ou Testament en dit is soos 'n tipe antitipe. Verwysing kan ook, verduideliking kan ook werk, maar die tipe antitipe hoe dit werk is, daar's 'n tipe, 'n kleiner, lokaal en dan die antitipe is groot en dit is globaal. So jy het byvoorbeeld 'n tipe, Moses het gesê ek is 'n tipe van Christus, van die verlosser wat sou kom. So met ander woorde, hy was kleiner as Christus, maar jy kan soveel dinge. Jesus was 40 dae in die woestyn, hy was nou 40 jaar in die woestyn. Jesus het die volk gelei tot in verlossing in, hy het die volk gelei tot in Kanaan in. So jy sien die tipe, en wanneer jy die tipe volg, natuurlik is daar baie meer vergelykings, dis wat ek nou net die drietjies genoem het, maar van Moses en Jesus, is jy nie, hy's 'n tipe van Christus, hy's nie Christus nie, maar hy's soos 'n klein, soos 'n voorbeeld, weet, soos 'n voorwoord wat jy lees oor 'n groter ding wat gaan gebeur. En so kan ons in die Bybel ook baie keer sien, die tipe, en dan speel hy af in die antitipe. Jesus het ook gesê, Elia is hier. Waar is Elia? Dan sê hy Johannes. Verstaan, met ander woorde, die eerste Elia was 'n tipe, en dis 'n tweede tipe wat 'n groter, want hy het verwys na Jesus toe. So elke keer is daar, en dan het hy gesê, daar gaan 'n finale Elia ook kom. So jy het elke keer hierdie interessante parallelle in die Bybel en hulle hardop so, en jy kan leer uit die tipes ook uit wat in die toekoms verwag kan word van die tipes, en dan noem hulle dit 'n antitipe. Dit klink so na jou anti, maar dis niks met jou anti uit te waai nie, maar dit is 'n ander, dis die grootte, verstaan, dis die groot ene. OK. En dan kom ons gaan lees die Jeremia, praat van dieselfde tipe konsep. So het die Here van die leerskare so sê die Here van die leerskare, kyk, ek verbreek die boog van Elam. Nou Elam is 'n klein landjie. As julle nou wil weet, Elam is 'n klein landjie gewees, dis vandag deel van Iran, nie die hele Iran nie, net 'n gedeelte. Is meer daar waar daai woestyn is. Ek weet nie, die Susan. Onthou ons het gelees op 'n stadium van Daniël, hy het gesê ek staan by die rivier by Susan. Dan dis een van die stede, Babylon, is 'n groot stad en dan Susan was een van Elam se stede gewees. So dis basies, dis daar op die grens half van tussen Irak en Iran, dis waar die berge begin, dis verskriklik warm daar, mense, dis die warmste woestyn in die hele wêreld, so dit is regtig, dis fenomenaal warm, toe ons daar was dit hier by die 50 grade gewees, as jy, dan neem ek af die kamera, dan staan ek onder 'n boom, ek weet nie hoe oorleef daai bome nie, maar dan staan ek onder die boom, dan sê ek, dis nie regverdig nie, julle het geen idee hoe warm is dit, of ek nou die skade weer staan, of ek buite staan, dis net warm, en dan loop ons, Laurie het probeer daar's 'n Ziggurat daar, dis 'n ou tempel, wat daar is, en dan probeer ons die hele een afneem, hoeveel, ek dink hy het iets soos 4 of 5 batterye gevat, net om te loop, want elke keer, dan sê hy, overheat, battery klaar, want dit is net so verskriklik warm, en die son bak jou, jy kan naderhand nie aan jou kamera so goed vat nie, want dit is net so warm. Maar in elk geval, daar naby Susan is net so 'n bietjie aan. En, nou ja, so, hierdie is nou, ek verbreek die boog van Elam, die keer van hulle krag, en ek sal 4 winde uit die 4 hoeke van die hemel oor Elam aanbring, en hulle sal na al hierdie windstreke verstrooi, en daar sal geen nasie wees wat die verjaagdes van Elam nie sal kom nie. In ander woorde, jy sien jy weer eens, hier is ook 4 windstreke, hier is ook 'n oordeel teen hulle, maar wat is hierdie? Dis oorlog. Okay. Ons sien, hierdie het waar geword, want Babylon, Nebukadneser, het hulle kom oorwin. En ek sal Elam verskrik voor hulle vyande, en voor die wat hulle lewe soek, en ek sal onheil oor hulle bring, en die gloed
van my toren, spreek die Here, en ek sal die swaard agter hulle aanstuur totdat ek hulle vernietig het. En ek sal Elam verskrik voor hulle vyande en voor die wat hulle lewe soek. En ek sal onheil oor hulle bring, die gloed van my toren, spreek die Here, en ek sal die swaard agter hulle aanstuur, totdat ek hulle vernietig het. En ek sal my troon in Elam vestig. Nou, dis baie interessant. Daar is nie nog een van hierdie, waar hy sê, ek sal my troon by jou vestig nie. Dis nou interessant. Met ander woorde, daar gaan tog 'n oorblyfsel oorbly. En by die oorblyfsel gaan God sy troon vestig. Nou, dis vir my baie interessant. So jy kan dadelik hierdie tipe antitipe sien. Daar kom in die eindtyd ook weer eens, en dan sê hy hierso, maar aan die einde van die dae sal ek die lot van Elam verander, spreek die Here. So hier kry jy jou tipe, en die antitipe sê hy, daar gaan ook 'n oorblyfsel bly, en ek sal my troon by hulle sit. En wat het Jesus in Openbaring vir ons beloof? Hy sal by ons tabernakel, hy gaan by ons bly. In ander woorde, en hy sal ons God wees, en hy sal ons koning wees. En hier sien jy 'n klein tipe van die antitipe wat kom. Later het die Here Elam laat opstaan weer, die oorblyfsel, die wat nou daar was, en hulle het saam met die Mede en Perse, het hulle gegaan en Babylon verower. So die Babylon wat hulle verower het, hulle het teen Babylon geveg, ook saam met die ander twee, en Jesaja skryf en voorspel dit ook. En op die einde het hulle saam met die Mede en Perse gaan veg, saam met Kores. En Kores is 'n tipe van Christus ook. Die Here noem hom sy herder, die gesalfde. En hy word ook 'n tipe. Maar goed, dis vir 'n ander lesing. Ek probeer maar net uitwys. Okay, wat nou kan ons leer en verstaan? Die 4 winde, dis soos oorlog, dis 'n oordeel wat kom. Daar's gevaar, daar's een of ander veroordeling wat gaan plaasvind uit die 4 windhoeke van die wêreld. Vers 4 van Openbaring 7. En ek het die getal van die verseeldes gehoor, 144.000 verseeldes uit die stamme van die kinders van Israel. Nou het ek vers 9 toe gegaan, maar nou sê hy eers net hierdie stam, dis 12.000 van die stam en die stam en die stam en die stam, en al 12 stamme noem hy nou daar. Interessant, baie keer as hulle die 12 stamme noem, nou haal hulle Reuben uit, en hulle sit dan die 2 boeties van Josef se 2 in, hulle sê nie Josef nie, hulle gee daai 2 nie. Hierdie keer is Reuben ook genoem, net vir interessantheid van dalwe. Maar goed, die punt is, hulle noem die 12 stamme van Israel, wat hier genoem word. En hierdie 12 stamme stel voor God se kinders. Dis simbolies. Hoekom? Want hy hoor dit, maar dan wanneer hy omdraai en dan sien hy. So hy hoor hierdie getal van hierdie stamme en hy hoor die name, maar as hy omdraai en kyk, dan sien hy 'n menigte van elke volk, taal en nasie. So met ander woorde, jy het hierdie simboliese verhaal van dis 'n volmaakte hoeveelheid van elke volk, taal en nasie wat deel is van Israel. Maar dis nie waarop ek wil fokus vanaand nie. Ek wil nie fokus op die debat tussen letterlik en figuurlik nie. Vir my is dit figuurlik, want wat hy hoor en wat hy sien is 2 verskillende goed. So hy hoor 'n simbool en hy sien natuurlik. Maar kom ons lees vers 9. Na die dinge het ek gesien, hier sê hy dit. En kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel, uit elke nasie, stamme, volke en tale. En hulle het gestaan voor die troon van die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. So is hulle gered. Ja, hulle staan dan voor die Lam met palmtakke en hulle het wit klere aan, so hulle is skoon gewas. Hulle is skoon gewas deur die bloed van die Lam. Goed. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan ons God wat op die troon sit en aan die Lam. En die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid. So saam met die verseëling kom daar aanbidding. Alright, so julle sal sien die finale oorlog is tussen wie aanbid jy? Aanbid jy God of aanbid jy die dier? Dis jou keuse. Wie aanbid jy? Wie gehoorsaam jy? Wie dien jy? Vir wie luister jy? So daar's 'n aanbiddingsdebat wat gaan plaasvind en wat plaasvind op aarde is, wie aanbid jy? En die een wat jy aanbid, gaan jy
gehoorsaam. Dit is nou maar net hoe dit is. So daar's 'n aanbidding. Esegiel. Hoor hierdie interessante. Nou ons het nou gelees van die verseeling. Die verseeling wat gaan plaasvind op hulle voorkoppe gaan hulle verseël word. En toe sê hy wag voor daai verdrukking kom, wil ek net eers hierdie mense verseël. Hoor hoe sê Esegiel dit 9 vers 1 tot 11. Daarna het hy hardop voor my ore geroep en gesê: Kom nader, geregsdienaars van die stad, en elkeen met sy verwoestende wapen in sy hand. Okay, so hierso is nou so soldate, geregsdienaars wat nou hierdie gereg gaan laat plaasvind met wapens in hulle hand. En ek het 6 manne en kyk, 6 manne kom met die pad van die boonste poort wat na die noorde toe lê. Nou interessant, hy sê noorde, God se troon is in die noorde, né? In 'n geval in die wêreld. Nou wat na die noorde toe lê. En elkeen met sy wapen in sy hand om mee te verbrysel. En onder hulle een man wat met linne bekleed was, met 'n skrywer se inkpot in sy heupe. En hulle het gekom en vlak by die koperaltaar gaan staan. So hier's 'n tempelverhaal, want die koperaltaar is daar in die heiligdom, onthou, hulle vlak by daai koperaltaar gaan staan. En die heerlikheid van God het van Israel het opgestyg van die gereb waar dit op was, na die drempel van die huis. En toe hy na die man geroep wat met linne bekleed was die skrywer se inkpot aan sy heupe gehad het. En die Here sê vir hom: Trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem, en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steen oor al die gruwels wat daarin gedoen word. Met ander woorde, dis mense wat sê, hoekom moet al hierdie gemors gebeur? Hulle sug en steen oor al die gruwels, of dit nou 'n verraad is, en of dit nou 'n verraaiing is, of dit nou leuns of bedriegerye is, en of dit nou bribes is wat betaal moet word, en of dit nou onregverdigheid is, en of dit nou seksuele sondes is, wat ook al. Ons kan nie hierdie goed doen nie, mense. En die Here sê vir hom: Trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem, en maak 'n teken op hulle voorhoofde van die manne wat sug en steen oor al die gruwels wat daarin gedoen word. Maar aan die ander sê hy: Voor my ore, trek agter hom aan deur die stad en slaan, laat julle oog nie verskoon nie en moenie spaar nie. Slaan dood grysaards, jong manne, jong dogters en kinders en vroue tot vernietiging toe. Maar raak aan niemand op wie die teken is nie, en begin by die heiligdom. Jo, is dit 'n oordeel? Is 'n baie sterk oordeel. Dit klink vir my soos 'n oordeel soos die vloed se tyd. En hy sê vir hulle: Verontreinig die huis en maak die voorhoewe vol mense wat verslaan word. Trek uit, en hulle het uitgetrek en geslaan in die stad. En toe hulle besig was om neer te slaan en ek oorgebly het ek op my aangesig geval en uitgeroep en gesê: Ag Here, gaan U die hele oorblyfsel van Israel vernietig, deurdat U grimmigheid oor Jerusalem uitgiet? Toe sê hy vir my: Die ongeregtigheid. Wat is ongeregtigheid, julle? Dis om die wet van God te oortree. Dis die definisie. Die ongeregtigheid van die huis van Israel en van Juda is buitengewoon groot. En die land is vol bloedskuld. En die stad is vol regsverbreking. Want hulle sê die Here het die land verlaat en die Here sien nie. Daarom ook wat my aangaan, my oog sal nie verskoon nie. En ek sal nie spaar nie. Ek sal hulle wandel op hulle hoof laat neerkom. So die wiel draai. Dis 'n ou sê ding, né? Maar dis wat geregtigheid is, die wiel draai. Dis soos daai parskuit, presies ons dade kom teen ons.
Okay, so ons het 'n duidelike prent, 'n tipe in die Ou Testament, waar hierdie verhaal beskryf word, en gesê word, hier kom 'n oordeel, hier kom 'n finale verhaal, maar jy kan 'n teken op jou voorhoof kry. Kom ons lees verder. Verseeldes is skoon gewas van hulle sondes. Openbaring 7 vers 11 sê, hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. Okay, so hulle was met wit klere en hulle het palmtakke in hulle hande. Palmtakke is daai, ek loof en prys U, ek wil dit op die grond sit dat U onthou jy daai tyd hoe Jesus in Jerusalem ingekom het. So met ander woorde, dis my God op wie ek gewag het. Dis my God. En wit klere, want ek het vir die Here gevra, vergewe my asseblief. Soos Jesaja sê, al was jy soos skarlaken, jy sal wit word soos sneeu. Openbaring 7 vers 13 tot 14. En toe een van die ouderlinge gespreek vir my gesê, hulle wat bekleed is met wit klere, wie is hulle en waarvoor het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, U weet dit. En hy sê vir my, hoor hierdie woorde, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Weereens, groot verdrukking, daai winde gaan losgelaat word op hierdie aarde. Partykeer voel dit vir my, dis asof daai winde sulke oomblikke losgelaat word, soos Matteus 24 praat van dit gaan soos 'n vrou wees wat in kraam gaan, daai kraampyne kom en dan loop alles 'n klimaks en dan stop die Here weer, dan klimaks, stop die Here, maar hier gaan die Here net los. Vir die eerste keer in die wêreld se geskiedenis gaan God se gees net onttrek en hy gaan laat gaan. Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hul klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Openbaring 12 het wat vir ons gesê? Openbaring 12 het gesê, hulle sal die duiwel oorwin deur die bloed van die lam. En hierso sê dieselfde, jy sien daai skakeling, dit was die heiliges van die Here, dit was sy bruid, en sy bruid sal hulle oorwin deur die duiwel oorwin deur die bloed van die lam. En hierso weer eens, hulle het hulle klere skoon gemaak. Dit beteken, Here, wat ook al sonde ek het, wys dit vir my uit dat ek kan sê ek is jammer en kom en verander my. So wat is die seël? En ek het gesien en kyk, nou is ek in Openbaring 14. Nou is dit weer dieselfde tipe van simbool. Die 144.000 is daar voor die troon van God. Hulle staan op die glasse see. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die bergsee en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. O, sy naam en die naam van sy Vader is op waar? Op hulle voorhoofde geskrywe. Nou wat kan die naam beteken? Dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie. Onthou, ons het gisterand gekyk, die vorige lesing gekyk na die hoervrou en haar dogters. Met ander woorde, hierso is dit direk verwysing terug na dit en sê, julle het julle nie met hierdie vrouens besoedel nie. Julle het julle self nie met 'n valse godsdiens besoedel nie. Dis hulle wat hulle self nie met vroue besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Hoe word ons maagdelik rein? As ons al die twakke in die lewe klaar aangevang het. Hoe word ons maagdelik rein? Deur die Here se bloed, deur vergifnis van ons sondes. Want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Ons het gekyk, 2 lesings terug nou, waar is die lam dan nou? Hy's in die allerheiligste. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. Jo, nou is daar geen bedrog in jou mond nie, want die Here het jou hart kom verander, dis nie jou werk nie. Die Here moet jou verander, daagliks moet jy sterf, hy doen die verandering, hy doen die herskepping, dis nie jou vermoë om alles reg te doen in die lewe nie. Dis jou vermoë om elke oggend te sê, Here, neem oor asseblief. Hier is my lewe. Vat oor. En jy word geheilig deur die woord.
Hoe ken ons sy naam? En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. So hoe ken ons hom? Hoe ken ons sy naam? Hoe ken ons sy karakter? Nou naam in die Ou Testament het gekoppel aan jou karakter. Elke keer as jy, baie van hulle wat bekeer is, het die naam het verander, vanaf Jakob na Israel. Dan word van Jakob bedreer na, hy met God geworstel. Abraham word Abraham, Saulus word Paulus. Dus daar's 'n bekering, daar's 'n verandering in karakter, 'n verandering wat die Here bring. So, Ou Testament, Nuwe Testament, name beteken, wie is jy? Wat is jou karakter? Hy sê dit hier. En in Johannes sê dit. En hieraan weet ons, dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Want hy sê, hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom, hierdie woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons, dat ons in hom is. OK, wat nou verder interessant is. Hier het ek het lys. 'n lys van God se karakter en van die 10 gebooie. En albei is heeltyd dieselfde. God is liefde, die 10 gebooie is liefde. God is perfek, 10 gebooie is perfek. God is heilig, 10 gebooie is heilig. God is ewig, die 10 gebooie is ewig. God is waarheid, God is rein, die 10 gebooie is rein. God is goed, 10 gebooie is goed. God is geestelik, 10 gebooie is geestelik. Regverdig, getrou, lig, lewe, regverdig, waar, vrede, eerbaar, fantasties. Great, okay, weet nie hoe great anders te vertaal het nie, dit is seker maar fantasties. Nog, okay, daar gaan nie, fantasties, die lys was eintlik 'n lang lys, ek het hom net in die helfte gesny. Wonderlik, is die weg, die gebooie is die weg, is seker, gebooie is seker, U is onveranderlik, die gebooie is onveranderlik, U is wys, verligting, geseënd, U is geluk, U is verlusting, U is vryheid, U is kennis, U is hoop, ons oordenking, ons meditasie. En die gebooie presies dieselfde. Hoekom? Want mense, God is liefde en die gebooie is liefde. God is liefde. En dan op die einde van die dag, hoe verklaar ons liefde? Weet jy wat, ons steel niemand se goed nie, ons roof niemand se goed nie, ons jok nie vir die mense nie, ons begeer nie hulle goed of hulle vrouens nie, ons maak nie dood nie, ons eer ons vader en moeder, die Here het dit so eenvoudig gemaak, natuurlik, daai gebooie het dieptes ook. Elke gebod is diepte, ek wil die Here het gesê, as jy vir iemand sê Raka, dan het jy hom al doodgemaak. So met ander woorde, daar's diepte in hierdie verhale, natuurlik, jy weet, elke gebod het vlakke van dieptes. En, nou ja, het ek 'n bietjie van die verse ook ingebring, julle kan dit na die tyd lees as julle wil. Hoe ken ons sy naam? Kom ons lees Romeine ook. Romeine 13, vers 8 tot 10. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek, jy mag nie doodslaan, jy mag nie steel, jy mag nie geen valse getuie gee, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is dit die liefde, die vervulling van die wet. Daar sê die Bybel dit blaatant, baie duidelik. Natuurlik haal hy nie die eerste 4 aan nie, want dit is die liefde tot die naaste. Die eerste 4 gebooie is liefde tot God. Tot God. Johannes. God is liefde. Om God lief te hê en die broeder lief te hê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore, en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Matteus, Jesus vervul die wet. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie.
Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar te vervul. God het vir ons kom wys hoe lewe mens liefde uit. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of titeltjie van die wet ooit verbygaan nie. Nou 'n jota of 'n titeltjie is tot die kommaatjie en die punt. Sal nooit verbygaan nie. Is dit bestaan die aarde en die hemel nog? Ja. So is die wet nog van krag? Verseker. Daar staan dit. Hosea sê, my volk gaan ten gronde wees 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterampt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. Jo. So is die wet baie belangrik vir God. As jy hom vergeet, as jy die wet vergeet, hom oortree, wat gaan God jou vergeet? Deuteronomium 6 vers 6 tot 8 sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daarom spreek, as jy in jou huis sit, en op jou pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit met jou voorhoofsband tussen jou oë wees. So die Here het al hierdie seël konsep, as hy is besig met sy karakter, het hy lankal al gesê, hulle moes dit hier bind, en hulle moes dit op hulle arm bind. Nou, ek weet nie of jy al by die klaagmuur was nie, in Jerusalem, by die klaagmuur, dan sit hulle nou hierdie goed so om hulle arm, en ek gaan toe daaraan, en dan sit al die Jode daar, en ek sê vir een Jood, luister hier, sê vir my, hoekom sit jy daai ding om die arm? Nou, ek weet van hierdie vers, maar ek wil nou hê, hulle moet my nou sê, ek wil nou meer leer. Hy kyk my so die ou, hy sê, I don't know. Hy sê, ons moet dit net doen. Ons moet dit doen, dan moet ons 'n boekie vat, dan gaan staan jy by daai muur en dan sing jy nou, lees jy goed wat in die boekie staan. Hy sê, maar gaan vra dalk daai rabbi daar om die hoek. Hy sal dalk weet, ek het nie 'n klou hoekom doen ek hierdie goed nie. Om uit te vind, meeste van hulle is totaal ateïste. Hulle doen dit uit 'n ritueel. Ai, dit is so jammer. Maar wat was die Here se oorspronklike doel? Dat ons moet bedink die karakter van God. Ons moet dit uitleef, die karakter van God. Ons weet, die seël van God gaan op God se ware kinders geplaas word, wie skoon gewas is deur die bloed van die lam. Die wat geseël is, gaan beskerm word deur die oordeel of die verwoesting wat op pad is. En deel van die seël is God se naam wat sy karakter voorstel, en sy karakter is die liefde en die gebooie. So wat is dan die seël? Want hy het gesê, hy gaan nou die naam daar sit, maar wat is 'n seël? Kom ons lees dit, die Here self sê dit. Esegiel 20 vers 20. En hulle sal 'n teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet dat ek die Here julle God is. Dis 'n teken. Dis die teken dat jy myne is. Nou wat is 'n seël dan? Lukas 6 vers 5, Nuwe Testament. Toe sê hy vir hulle, die seun van die mens is die Here van die Sabbat. Esegiel 20 vers 20 sê, en heilig my Sabbatte, en hulle sal 'n teken wees tussen my en julle, dat ek die God is, en dan net vers 12 sê, die Here is wat julle heilig. So die Sabbat word 'n teken dat jy geheilig word. Dis 'n teken. Dis 'n seël. Wat was 'n seël gewees? Die seël in daai tyd, daar het ek eene afgeneem. Dit is in Baghdad se museum, en hulle het 'n klomp seële daar gehad. Dis so 'n rolletjie, dis eintlik baie oulik. En as jy hierdie rolletjie vat, dis soos 'n koper rolletjie, dan het jy dit nou oor die klei laat rol, soos julle daar kan sien, en dan bak jy nou die klei, dis jou seël. Maar dit was nie net vir hierdie doel gemaak nie, dit was ook, jy het 'n ding geskryf, 'n kontrak geskryf of wat ook al, en dan, maar dit was op kleitablette, baie oulik. En dan rol jy hom nou so bo oor die klei, en dan as jy hom so oor die klei rol, dan sit nou jou seël, soos jou handtekening vandag, tipe van ding, maar hy het bietjie meer inligting by gehad. En dit is basies vandag soos 'n government seël. Wat is op hierdie seël gewees? Dit is natuurlik jou naam, jou titel, en met ander woorde wat jy doen, en die area. As jy 'n koning is, die area oor wie jy regeer, die area wat jy regeer. En soos hierso is Donald Trump se, né? Ek het hom nog nooit so breed gesien smile nie. Maar goed, Donald Trump, hy is die president of the United States, en dis die seal, the seal of the president of the United States.
en daar sien jy die embleempie en dan president the 45th and 47th president of the United States make America great again en daar is sy vreeslike handtekening. Alright. Dis hoe die seël lyk vandag. En 'n bietjie vroeër jare het hulle mos nou wat ons nou ken as 'n seël het ons mos nou byvoorbeeld 'n brief geseël, dan vat jy mos nou so 'n bietjie was en dan sit jy nou jou seeltjie daarop en dan sê nou die brief geseël. As hy bietjie gebreek is, dan weet jy iemand het gepeter of gelees. Dieselfde in die ou tyd, hulle het die kratte gehad, 'n kruike gehad. Dan sit hulle goedere daar in die kruike en dan maak hulle sit die deksel op, dan sit hulle 'n bietjie modder op en dan seël hulle hierdie modder met hulle rollertjie. En dan sit hulle dit nou op die wa of op die kameel en daar gaan die kameel en as dit by die ander ou aankom dan weet hy okay, hierdie hy het hom bestel en die seël is nie gekraak nie. So die goed daar binne is wat my pel vir my of die verkoper vir my ingesit het. Jy weet so het jy dan nou verseker gewees jou goed is geseël. En so is dit dan joune. So wat het ons in 'n seël? Ons sê die Here sê die Sabbat is nou 'n teken. Wat is hierdie teken? Sy teken dat as jy die Sabbat hou, is dit 'n teken dat hy jou God is en is 'n teken dat hy jou heilig. En nou wat baie interessant is, saam met die gebooie, kyk hoe kom al die goed bymekaar nou. Waar staan dit geskrywe dat God is die Here jou God wat die hemel en aarde gemaak het en sy naam. En dan word area, titel en naam. Waar staan dit? In die 10 gebooie in die 4de gebod. Kom ons lees dit. Gedenk die Sabbatdag. Gedenk in Engels is remember. So hy herinner jou aan wat? Die skepping. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of die diensknegt of die diensmaagd of jou vee of die vreemdeling in jou poort is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak. Wie is die Here? Die hemel en die aarde, hy is die skepper en al drie is daar. So nou, hy is die skepper, wat se area? Die hemel en die aarde en hy is die Here jou God. So wie is hy? Hy is God. En sy naam is Here Jehova en ja, die hele al drie, die hele seël is binne in die 4de gebod geskryf. Titel, skepper, naam, Here jou God, area, hemel en aarde. Titel is maar wat jy doen. Jy het 'n ander ou sou 'n ambag daar skryf. En dit is wat die seël behels. So as God sê sy seël, moet dit nou hierdie eienskappe besit. En daar is net een plek in die Bybel wat hierdie 3 eienskappe besit. En dit is in die 4de gebod. En dis presies wat die Here in Jesegiel sê, sy teken is dat jy sy kind is, dat hy jou heilig. En hier sien ons hierdie seël van God. Waar lê dit? Binne in die 4de gebod. Dis die enigste gebod wat verklaar wie se gebooie is dit. Want moenie doodslaan nie kon maar dan maar Paulus se gebod ook gewees het. Verstaan? Daar's geen ander gebod wat vir jou heeltemal verklaar wie se dit is nie. Maar die 4de gebod sê vir jou baie duidelik, dis die Skepper God wat die hemel en aarde gemaak het. Hy sy naam is die Here jou God en dit is wie hy is. Ek hoop dit maak sin. Daar is nie 'n ander plek in die Bybel wat die seël se eienskappe het nie, behalwe die 4de gebod. Terwyl die Here dit ook so sê. So vorm die Sabbat die kern van die seël. God self verklaar, dit is sy teken, sy seël. Hy sê dit in Jesegiel. Die Sabbat dra ook die seël in die eienskappe, die titel, die naam en die area. Die Sabbat verklaar wie se gebooie die 10 gebooie is. Die Sabbat vereis dat ons tyd met God spandeer. En dit maak sin, want sodra ons tyd met God spandeer, wie hom aanskou sal verander word. Met ander woorde, hierdie hele verlossingsplan word deurgevoer wanneer ons tyd met God spandeer en hoeveel te meer op die Sabbatdag dan nou. Ek sê altyd ook, die Sabbat is wanneer God rus. Nou my pa het net gerus as hy op vakansie gaan. Nou as my pa op vakansie gegaan het, dan moes my vriende vra om saam te gaan. Maar sy kinders het nooit so gevra het nie. Sy kinders kon net saam gaan. Dit was 'n teken dat ek is sy kind.
Jy weet, ek kan net saamgaan, daar is altyd plek vir my. Maar ek moes vra, en hy moes vra vir 'n pel wat hy wil saamgaan op vakansie. En wanneer die Here op vakansie gaan, sy 7de dag. Ja, dis net nog iets wat baie interessant is van Sabbat, of die 7de dag. Is, God het gesê in die skepping, dat daar oor tye geheers sal word. Die son en die maan heers oor die dag en die nag. Weet, as jy nou in die dag kyk, dan sien jy, okay, dit is dag, want dit is sonskyn. En in die aand, daai hoeveelheid ure, die maan is daar, meeste van die tyd, en hy heers oor die nag. En dan het ons sterre en goed wat oor seisoene heers, maar daar is niks in die hele Bybel, niks in die skepping, wat sê dat daar enige iets wat geskape is, wat heers oor die 7 dag siklus nie. Daar is niks nie. Hoekom? Want dit is God se dag. Niks gaan heers oor sy tyd nie. Hy het tyd geheilig. Hy het gevat en hy het gesê, okay, hier is 7 dae wat ek skep, en die 7de ene gaan ek nou heilig. Hy het gesê, die 7de dag gaan ek heilig. Met hoe heilig hy dit? God alleen is heilig. Met sy teenwoordigheid is hy daar. Die Sabbat verklaar dus dat ons 'n verhouding met God bou. Dit is juis hierdie gebod wat God se karakter, sy naam uitspel, en dit is die gebooie wat God op ons harte skrywe. Soos ons met hom tyd spandeer, deur aanskouing word ons verander en herskape. Daar sit in Genesis. Van die begin af het die Here tyd met ons spandeer. God het die 7de dag geseën en dit geheilig. Hy het nie die 2de dag of die 3de of die 5de of die 1ste of die 6de geheilig nie, hy het die 7de dag geheilig. Hy het die 7de dag geseën en geheilig, omdat hy daarop gerus het van sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. Eksodus 20 vers 8 sê, jy's gedenk of, in Engels, remember the Sabbath day. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Hoekom? Want in 6 dae moet jy arbei en die 7 dag, deel van die gebod is jy moet 6 dae werk. Okay. Dit staan daar. Ons worry altyd oor die rusgedeelte. Maar dit is nie net die rus nie. Daar is ook 6 dae wat jy moet werk. Die 7de dag moet jy dan nou rus. Want hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy is die skepper God. Die Sabbat is vir almal. En hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens vir die Sabbat nie. Dit staan nie daar, die Sabbat is gemaak vir die Jode nie. Dit sê dit daar, die Sabbat is gemaak vir die mens. Hy het vroeër het ek die versie gelees, hy sê, Jesus is die Here van die Sabbat. Jesaja sê dit vir ons, en die uitlanders wat hulle by die Here aangesluit het, om hom te dien, en die naam van die Here lief te hê, deur sy knegte te wees, elkeen wat die Sabbat hou, sodat hulle, dan word dit nie net Jode nie, dis die uitlander ook. Ek het dit net ingesit. En interessant, as hulle sy naam wil hê, dan moet jy die 10 gebooie hou, die hele liefdesgebod moet jy behou. En die kern een is daar, tyd met God. Hebreërs, dis nou die Nuwe Testament. Want hy het eers van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Met ander woorde, hier in Hebreërs, hierdie is 50-60 na Christus geskryf. En sê dit, daar bly nog steeds 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Dit het nie verander nie. En bid dat julle vlug nie, hierdie is waar Jesus sê, hy kyk nou vooruit, hy kyk na die einde van die wêreld se geskiedenis, vandag. Wat sê hy? En bid dat julle vlug nie op die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. So hy kyk nou in die toekoms in, ver in die toekoms, en hy sê, julle moet asseblief nog steeds Sabbat hou. But pray that your flight not be in the winter, neither on the Sabbath day. Jesaja sê, en elke maand, dis nou in die hemel, en elke maand op die nuwe maand, en elke week op die Sabbat, sal al die vlees kom om te aanbid voor die aangesig van die Here. Soos die Sabbat was by die skepping ingesit, Sabbat hardloop deur al die eeue, word voorspel dat Sabbat gehou gaan word tot by die finale vervolging, deur die verdrukking, en dan nog in die hiernamaals in.
Het die Sabbat ooit verval? Die Sabbat het nooit verval nie. Ons gaan nou kyk na die geskiedenis vir 'n oomblik. Ek lees net gou 'n bietjie hierso. En die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. 'n Ewige ene. En Jakobus sê vir ons in 2:10, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Dan is ons in rebellie met God. Lukas, watter dag is die Sabbatdag? Dit was Vrydag, en dit was met Jesus se kruisiging nou. Dit was Vrydag, en die Sabbat het al begin aanbreek. Die vroue wat saam met Jesus van Galilea gekom het saam geloop en in die graf gesien en gekyk hoe sy liggaam neergelê word. Hulle het hom in doeke toegedraai en in die graf gesit op Vrydag. Op die Sabbatdag het hulle gerus soos die gebod bepaal. Vers 24 vers 1. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukwerk wat hulle reggemaak het. Jesus het opgestaan op die eerste dag, op die Sondag het hy opgestaan. Maar hierso kan ons ook kyk. Hierdie is 'n argument wat ek weet nie wie is hulle nie, maar so 'n website wat ek maar net toevallig raak gelees het en hulle argumenteer hierso dat daar's meer as 100 antieke en moderne tale wat sê Sabbat of verwys dit na Saterdag. En daar's net 24 tale wat die Sabbat nie verwys na Saterdag nie, maar na die Sabbat sê hulle gebruik nie die woord Sabbat nie, hulle gebruik die woord Saterdag. Al die ander tale, as hulle van Saterdag praat, dan sê hulle Sabbat, Sabbaton. Kom ons kyk bietjie. Hierso is 'n paar. Spaans is Sabbato, Italiaans Sabbato ook, Grieks Sabbato, Portugees, ek weet nie, Sabbado, seker ek weet nie, Pools ook Sabbata, Russies seker Subbota, Hebreeus Shabbat, Arabies Sabt, Ethiopiërs Sanbat. Interessant, die Ethiopiërs het Sabbat gehou deur al die eeue heen. En hulle het ook die Bybel gehad en wat hulle gehad het van deur die Koptiese kerk. En hulle hou tot vandag toe ook Sabbat. Groot deel ten minste. Nou hoe dit gebeur dat ons begin Sondag hou in plaas van Sabbat, Saterdag. Hoe dit gebeur? Wat het gebeur? Want ek bedoel, my oupa was 'n dopper. Hy het elke naweek op 'n Sondag kerk gegaan. My pa was in die NG Kerk groot geword. Hy het elke Sondag kerk toe gegaan. Hoe het dit gebeur dat ons hele Christelike wêreld meestal op 'n Sondag kerk gaan en nie 'n Saterdag nie? Eerste wat gebeur het is die Sabbat tot vandag toe sterk gekoppel aan die Jode. En kyk toe die Christene was gesien as 'n sekte van die Jode. So as die Jode iets verkeerd gedoen het, dan was dit baie moeilik vir 'n Christen om nou te sê, luister, ek sien nie 'n Jood nie. Ek sien nie 'n Jood nie. So toe die Rome met die Jode verskriklike, die Jode het eintlik gerebelleer teen die Romeine. Julle weet tog 70 na Christus was Jerusalem verwoes en dit was 'n verskriklike vervolging teen die Jode. So dit was, en die Jode is so sterk gekoppel aan hulle Sabbat. So wanneer jy dan nou Sabbat hou, is jy's 'n Jood. Nee, ek's nie 'n Jood nie. Dan moet jy nou eers verduidelik hoekom wil jy Sabbat hou maar jy's nie 'n Jood nie en hulle kon dit nie altyd verstaan nie. So dit was nie 'n baie populêre ding om Sabbat te hou in die eerste eeu nie, want jy's gekoppel aan dan die Jode wat almal verpes het, verstaan. So dit was 'n onpopulêre verhaal. So daar was al klaar 'n groot uitdaging om Sabbat te hou as 'n Christen. En dan hardloop ons tot naby Konstantyn. Daar sit Konstantyn op sy troontjie. Goed, ou Konstantyn. Wat het Konstantyn gedoen? Ek het julle laas vertel van Konstantyn en hoe hy toe nou sogenaamde Christen geword het. Maar die eerste wat nou hier gebeur, wat ek net graag wil verduidelik is, kom ek gaan net een trappie terug.
die Bybelse Pasga gebeur op die 14de dag van Nisan. En dit is gekoppel nie aan 'n weeksdag nie, maar gekoppel, en dis nou wanneer Pasga gevier word, dis wanneer Jesus gekruisig is en sy opstanding plaasgevind het. Dit was gekoppel nie aan 'n weeksiklus nie, maar aan die maandsiklus, en in elke jaar is dit op 'n ander dag. Dit hang af, die begin van die Joodse kalender was wanneer daai maandjie net so seker maandjie is, net hy lê op die horison, so hulle moes kyk of daai donker maan 'n sekeltjie maak, en dan as hy 'n sekeltjie maak, dan begin die nuwe jaar. En dan is dit nou nuwe jaar en almal is happy, en dan is dit die eerste dag van Nisan wat dan plus begin daai aand. En dit is mos aand is die eerste aand en dan môre. So hulle begin mos in die aand, is dit die volgende dag al. Hoe ons nou dink. Maar so dan begin dit nou. So hulle is die 14de dag van Nisan. Die lam se bloed op die deurkosyne en die Israeliete beskerm teen die 10 plaae. So nou dan word dit vat jy al die pad terug soontoe en vooruitgewys na Jesus. Jesus het juis het op die Paasfees het hy gekruisig soos voorspel was, en hy het opgestaan uit daai feeste het hy vervul. Goed. So met ander woorde, as jy kyk na die Bybelse Paasfees, in hierdie jaar moes ons 31 Maart tot en met 1 April moes ons eintlik ons Paasfees gehad het, of ons Pasga gehad het. Maar nou het die heidene 'n Paasfees gehad, en hulle, soos jy agterkom, is baie naby aan mekaar, en partykeer oorvlei hulle, partykeer nie. En dan wat doen hulle? Maar soos julle weet, ons Paasnaweek is altyd oor 'n naweek. Dit is altyd Vrydag en dan is dit Sabbat en dan is dit Sondag. Of Vrydag en dan Saterdag en dan Sondag. Dis mos nog altyd so. Maar dit is nie gekoppel aan die Pasga nie, dit is gekoppel aan die heidense Paasfees. Dis hoekom jy jou Paashasie kry en nie net jou Paashasie nie, maar ook jou eiertjies. Okay. So toe het hulle nou gesien, o, jene, maar ons het nou 2 feeste. Ons het Paasfees, nou dit is met Eastergate te doen, dis hoekom ons dit Easter noem, dis Eastergate, dit kom al die pad van Babylon af, daai hele fees. So toe het hulle nou gesê, maar hoe gaan ons hierdie 2 bymekaar kry? Nou, die paus besluit elke jaar, wanneer is die Paasfees nou daar? Hy besluit elke jaar, wanneer is Paasfees, wêreldwyd? Vandag. Hy besluit die datum. Nou wat baie interessant is, partykeer kom dit so, dat die Paasfees en die Pasga oor dieselfde naweek val. Wat doen hy? Nee, dan skuif hy dit aan. Ek weet nie hoekom is hy so nie, maar hy wil net hê die goed moet by mekaar kom nie. Goed, hou dit bietjie dop. Net hierdie jaar byvoorbeeld, het ons dit van die eerste, die regte Pasga, moes gewees het 31 Maart tot 1 April, en hy skuif het toe nou bietjie aan, na 5 April toe, het ons Paasnaweek gehad. Goed, so hier is ons, en waar kom hierdie vandaan? Dit kom nou al van 300 na Christus af. Wie daar gesit? Konstantin. En Konstantin sit toe nou met hierdie 2 feeste wat so amper by mekaar is, want die een is die 15de van Nisan en die ander een is net so bietjie anders. Met ander woorde, hierdie datums wil net nie lekker werk nie, want die een is altyd oor 'n naweek en die ander een is skuif soos die jare nou mag gaan, verstaan. En toe wat hy nou doen is, die eerste by konsilie van Aries, 314 na Christus, sê Konstantin, hy bring al die gelowiges bymekaar en hy sê vir hulle, luister ouens, ons gaan een dag hê en ons gaan 'n Paas-Sondag hê. Een. En hulle almal sê nee, okay, ons sal nou maar bietjie batch en ons sal een maak. En toe kry ons by konsilie van Nicaea 11 jaar later dieselfde dag as Sondag gedefinieer. Dit was 'n geleidelike oorskakeling en so het die onderhouding van Paas-Sondag nou 'n wettige instelling geword. Van nou af het die biskoppe van Rome alles in hulle vermoë gedoen om Sabbat in diskrediet te bring en die aandag op Sondag te vestig as die dag van rus en om heiligheid daaraan te verleen. Dekrete het nou vermenigvuldig en meer dringend geword. So dit was eers het hulle gesê nee, goed, dis nou 'n vasdag. Sabbat was nou 'n vasdag want die 12 apostels het gevas terwyl Jesus in die graf was en Sondag is 'n vierdag, 'n feesdag. In ander woorde, so het dit alle, ek bedoel, as jy nou groot word en elke Sabbat vas, elke Saterdag vas en dan môre eet ons vir die eerste span. So met ander woorde, met tyd het hierdie dag nie so lekker gewees nie. Daai dag was nou
'n lekker feesdag. En so het hy die verhaal geskuif, en soveel so die paus sê tot vandag toe, hy het dit verander. Inteendeel, hulle noem dit die Lord's Day. Dis nou die Lord's Day. En hulle sê, ons vier die opstanding. Nou, dit is 'n fantastiese idee om die opstanding te vier. Ek is nou nie teen dit nie, maar dit staan nie hier dat ons die opstanding moes vier nie. Dit staan nêrens in die Bybel dat ons, inteendeel, julle kan $1 miljoen kry, as julle 'n bewys kan kry in die Bybel, dat die plegtigheid, die Sabbat, na Sondag toe verander het. Dit staan nie hier nie. Inteendeel, nog niemand kon daai $1 miljoen gaan opeis nie, want dit staan net nie hier nie. Dit is nie beskikbaar nie. Dit is nie van God af nie. As ek dit klein kan stel. So wat het in die geskiedenis verder gebeur? Alle amptenare en mense en ambagsmanne moet rus op die eerbiedwaardige dag van die son. Mense op die platteland egter mag vrylik aangaan met die voorbouing van die grond, want dit gebeur dikwels dat daar geen ander dag so geskik is daarvoor vir saai en graan en die plant en die wynstok as die dag nie. So dis by Codex Justinianus 321 na Christus, toe het Konstantin daai wet gemaak. Dis 'n Sondag vierende wet. So Sondag was deur hom vasgemaak, jy moet afvat. Jy mag nie werk op daai Sondag nie. Dit is die dag van die son. Sondagviering is heidens. Daar is geen skriftelike bewys van Sondag in die plek van die 7de dag Sabbat gevier moet word nie. Daar is nie. Dit kom weer eens vanaf dis die aanbidding van Marduk, die songod. En toe in 401 tot 417 gedurende die episkopaat beveel van Innocentius die eerste. Kom ek lees dit. Daar moet gevas word. Sien hierso wat ek julle vertel het van die vas word op die Sabbat. Want Jesus was toe in die graf en die disippels het toe gevas, maar daar moet nie gevas word op die dag van die Here nie. Dis nou Sondag. Want toe het hy opgestaan om die mis op die dag van die Here te vier, 'n voorreg wat eers net aan die biskoppe behoort het. Okay, so hier het daar 'n skuif plaasgevind. Julle kan nou sien oor die jare hoe die skuif plaasgevind het. En nou begin ons, wanneer word die mis gevier? Jy kan nou op 'n Sondag die mis gaan kry, nagmaal basies, hulle nagmaal. En so as jy verlossing gekry. So as jy dit nie gaan doen nie, dan kry jy nie verlossing volgens hulle nie. En so jy moet op 'n Sondag in die kerk wees. Maar jy moet vas op julle dag. Die dag van die son is deur die heidense onderdane vereer en deur Christene geëerbiedig. Dit was die keiser se beleid om teenstrydige elemente in die heiligdom en in die Christendom te vernietig. Hy het dit op die aandrang van die biskoppe van die kerk gedoen, wat besiel met ambisie en 'n dors na mag, gesien het dat as dieselfde dag deur beide Christene en heidene vereer sou word, dit die uiteindelike aanname van die heidene tot Christendom sou vergemaklik. So in ander woorde, julle kan nou sien, hulle rede was, hulle wil graag hê, hulle het 'n bietjie kompromie, sodat die mense nou kan almal saam in een plek kan aanbid, en so kan ons nou die heidene bekeer. So dit hulle modus operandi. En hulle wil graag natuurlik, wat baie interessant is, ek wil net ietsie gou uitlig, vergeet nou vir 'n oomblik van Sabbat Sondag kwessie. Ek het dit 'n ander ding wat ek hier wil uitleg. Sodra die clergy, die hoofde van kerke, die biskoppe en die hoofde en die dominees of wie ook al heel bo is, wat ook al jy hulle wil noem. Sodra hulle sien maar hulle mag oor mense verlaag. Wat doen hulle? Sodra hulle agterkom, hulle invloed op mense is besig om te brokkel. Want natuurlik het hulle weggeloop van die krag van die evangelie. Hulle het weggeloop van wat God sê, so God seën dit nie meer nie. Wat doen hulle dan? Dan gaan hulle na die staat toe. Dis presies wat hulle hier gedoen het. Hulle is agter die mag aan. Hulle gaan na die staat toe. En die staat gaan baie keer na hulle toe en hulle smelt saam. En nou maak die staat die wette wat hier eintlik 'n vryheid van keuse moes gekies het. God is nie iemand wat jou dwing om iets te doen nie. God dwing jou nie, hy vra vir jou. En hy het jou 'n vryheid van keuse gegee. Maar wat begin hierso?
Hulle wil begin om jou gewete nou te beheer. Sien julle die skuif wat plaasvind? OK. Ek wil dit net noem. En dan, nou kom ons hier by 530-40 na Christus. The Code of Justinian was a persecuting instrument. Justinian upheld the supremacy of the papacy. He permitted through the Council of Orleans actions to be done on Sunday that Constantine prohibited. So in ander woorde, die wet, onthou julle mag niks gewerk het nie, nou het hulle 'n bietjie meer vryheid gegee. So hy het so 'n bietjie meer, jy kan nou jou gras gaan sny by jou huis as jy wou en jou huis skoon maak. Dit is nou wat hy toe nou toelaat op 'n Sondag. He permitted through the Council of Orleans actions to be done on Sunday that Constantine prohibited, like travel and preparing of food and cleaning the house. So in ander woorde, in Novella, ek weet nie, wat is daai nie? CXLIV, dis 'n getal. Ek kan nie onthou hoe werk ons hom nou weer uit. 144, né? 104, is ek reg? C is mos 100. Ek kan nou nie onthou nie. Dit is 144. Justinian instituted a 7th-day Sabbath persecution. So in ander woorde teen die 500 die 6de eeu eintlik, teen die 6de eeu het die verhaal nie net van jy moet Sondag hou nie. Het dit nou verander, jy mag nie meer Saterdag, Sabbat, heilig hou nie. En so het die skuif geleidelik plaasgevind tot waar ons vandag nie besef, my voorouers, hulle nie besef, maar weet jy wat, die Sabbat is nie op Saterdag nie, dis op, hulle het gedink is Sondag. Hulle het dit net nie geweet nie. Hulle het dit nie geweet nie. Die seël van God. Om 'n kind van God te word, moet jy die seël op jou voorkop ontvang om ons te beskerm teen die tyd van benoudheid en oordeel. Die wat die seël van God ontvang is skoon gewas van sonde, en sonde is die oortreding van die wet van God. So ek wil net vir julle sê die seël sluit in die God se naam. En die naam is die hele 10 gebooie, is die karakter van God. Dis net dat ons daai seël vind binne in die 4de gebod. Ek wil graag voorstel dat die seël is natuurlik soos 'n groot fokus op die 4de gebod, maar dit sluit die hele gebod in, want ons het tog die naam wat ons dra. Ons dra die naam. Ons dra nie 'n nommer 7tjie soos daai ding op partykeer uitgewys het, die fotootjie nie. Ons dra nie 'n nommer 7. Ons dra nie net Sabbat op ons voorkopie, ons dra sy naam wat insluit die fokus. Daar's 'n groot lig op die 4de gebod, want dit is die een wat uitwys, dis die seël. Okay, en Jesus het gesê dat die seël is die 4de gebod, dit is sy teken wat hy het, want dit is die teken dat hy my God is. Dit staan daar, want ek het julle geskape, nommer 1. Nommer 2, nie net ek het julle geskape nie, ek het julle geheilig. Want en die bewys van dit is die Sabbat. Want julle kom na my toe op die Sabbat, julle is my kinders en ek spandeer saam met julle tyd. God verklaar dat die Sabbat is 'n merk of 'n seël van God, is Esegiel. Wat wys dat hy ons God is en ons heilig. Ons het gesien dat die wet en die Sabbat vir ewig bestaan. En dan die vraag is maar daar. Wil jy verseël word voor die finale stryd tussen goed en kwaad, die tyd van benoudheid? Voor daai winde gelos word? Wil jy die sondes bely en skoon gewas word? Jy mag dalk nie vandag hier sit en dink oor Saterdag, Sondag is nie my issue nie, maar jy dalk 'n ander sonde waarmee jy sukkel. Dit gaan nie net oor Sabbat nie. Dit gaan oor die hele wet. Het jy enige sonde? Want die sonde is oortreding van die wet. Dis wat ons geleer het. Dis wat die Bybel sê. So het jy enige iets wat tussen jou en God staan? Is die vraag. Wil jy die sondes bely en skoon gewas word? Onthou, hulle was skoon gewas en hulle die seël ontvang. Sy naam, sy karakter ontvang. Want hy het die kliphart uitgehaal in die hart van vlees gegee. Hy het die 10 gebooie op jou hart kom skrywe.
En jy het dit gehou en jy het dit bewaar in jou hart en omdat jy dit bewaar en sê Here, ek wil graag hierdie liefde uitleef, dan kry jy sy naam. Openbaring 12 vers 11 sê dit juis, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Hoe moet ons oorwin? Deur die lam. Hoe oorwin ons deur die lam? Want jy gaan na die Here toe sê ek is jammer. Julle het dit al seker 20 keer by my gehoor, maar dit is die proses. Maar jy moet sê jy is jammer. En as jy sonde doen, moet jy sê jy is jammer. Hou jy die 7de dag Sabbat van die Here, ons God? Dis die vraag wat jy vir jouself moet vra. Dis nie ek wat dit vra nie. Die Here het dit in sy gebooie geskryf. Openbaring 12 vers 17 sê, en die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge. In Engels sê dit the remnant of a seed, wat die gebooie van God bewaar, en die getuie van Jesus Christus hou. Oor en oor word dit gesê. Dis my laaste skyfie. Jesaja 8 vers 20. Tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens die woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. Geen dageraad het nie. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 22 wanneer dit afgesluit word. Salig is die wat die gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan teen die poorte van die stad. Nou dit mag dalk bietjie hard wees. Ek weet nie hoe julle dit ontvang het nie. Maar ek sou gejok het as ek dit nie gebring het nie. Ek sou nie die waarheid gepraat het nie. En ek voel ek moet dit met almal deel. En sê, luister ouens, dit is nie populêr nie. Dit is nie. Dit was nog nooit van die eerste eeu af populêr nie. Dit was altyd moeilikheid. Want die Here het daai tyd geheilig. En Satan wil nie hê ons moet in daai heilige tyd met die Here tyd spandeer nie. Dis sy doel. Daar's nie 'n fout om op 'n Woensdag aand 'n bidtuur te hê, of dan 'n Sondag by 'n kerk te wees, of 'n Dinsdag by 'n kerk te wees. Dis alles goed en wel, maar dis nie wat God gevra het nie. Hy het gevra, 7de dag, moet jy tyd met God spandeer. Dan moet jy nie werk nie, dan moet jy met hom tyd spandeer, want hy het nie gewerk nie. Dis wat hy hier skryf. Dis wat hy vra. Wie gaan jy gehoorsaam, is die vraag in elkeen se hart. Wie gaan jy gehoorsaam? Gaan jy God gehoorsaam, of gaan jy die dier en sy Lord's Day en al sy ander dinge gehoorsaam? Wie aanbid jy, is die vraag op die einde van die dag. Wie aanbid jy? Ek het gewaarsku, dis dalk 'n moeilike lesing vanaand, want dit is 'n lesing wat jy moet besluit, wat wil jy maak? En dis op elkeen se skoot vanaand. Jy moet besluit, wie wil jy aanbid? Die God van die heelal, of 'n mensgemaakte, geïnspireer nie deur God stelsel. Kom ons bid saam. Liewe Heer, U alleen is heilig. U alleen is U God. U is ons enigste skepper God wat ons geskaap het, en U het al van die skepping af wou U tyd saam met ons spandeer, en U het tyd eenkant gesit om met ons tyd te spandeer. U het die 7de dag geheilig. U het nie ander dae met U teenwoordigheid geheilig nie. Ons wil graag gehoorsaam wees met God, dis nie altyd maklik nie. Maar ons wil nie in rebellie wees met U nie. Inteendeel, ons wil aan U vashou tot aan die einde toe. Ons wil graag 'n nuwe mens word, my God. Dis nie net die Sabbat en liewe Heer, dis U hele karakter, die hele gebooie van liefde. En ons wil graag U naam, U karakter op ons voorhoof dra. Kom help ons asseblief, in Jesus naam, amen.